Welkom hier by Waldruk vandag. Ons gaan 'n vinnige how-to guide vir jou bokballenstrooier doen net voor die seisoen begin. Okay, basiese kalibrasie is na die app oop het. Ons gaan sommer al die toetse op een slag doen. So hier het ons nou 'n liter se kunsmis. Gaan hom hier in die sakkie sit en dan gaan ek hom weeg en hy is 1.1 kg. So daar het ons digtheid. Ons gaan dan die skitkassie doen, dieselfde kunsmis. En ons maak die groot kant van die sif vol en dan gaan ons hom skit deur na die klein kant toe. Skit hom net mooi lekker vir so 30 sekondes. En dan gee dit vir ons verspreiding van ons kunsmis. Jy kan sien hierdie kunsmis is basies B en C. En dan die laaste deel van die toets, vat van die korrels wat die meerderheid is. Ek gaan nou 3 korreltjies hier neersit. En dan gaan ons hulle met die stok breek om te sien hoe hard is hulle. Jy moet hom op 'n stukkie yster neersit. Hy gebreek. So ons hardheid daar is 5,5 vir die eerste een, 3 vir die tweede een en 5,5 vir die tweede een. En daai gaan ons na Alstom's app insit. Okay, maak bokballe spreadsheets oop op Google Play of Android. Kies die metric stelsel. Hier is 'n M35W strooier wat ons vandag op werk. Hier is 'n isobar strooier. Ons gaan altyd fertilizer analysis kies. Hierdie korrels is 'n grove korrel. Ek gaan dan volgens die skitsif het ons 2%, 52, 44 en 2% gehad. Dit moet altyd tot 100% bytel. Ons digtheid was 1.1 kg per liter en die hardheid, die gemiddeld van die 3 toetse was 5. Hierdie is nou die resultaat wat ons kry uit die app uit. Ons aanvaar dit. Ons werkswyte wat ons gestrooi op die 24 meter, 250 kg per hektaar en teen so 12 km/h. Die sluise moet onderop standaard wees, dis reg. En dan hier is ons tabel. Soos jy dan kan sien, ons gewig is daarin. Ons kalibrasiefaktor van 24.6 en dis wat ons by die skerm gaan instel. Die PTO spoed wat ons moet gebruik en die opsie van wyns wat ons moet gebruik sowel as hulle posisie. Is 'n E6 en is in posisie 1 en 2. 2 grade op die helling van die strooier en as ons dit alles opsit, is ons reg om te strooi. Net 'n paar belangrike goeders om vooruit te kyk as jy nou jou strooier uit die stoor uit gaan haal het en gehak het. Eerstens, kyk asseblief na die drawbar op die trekker. Dat hy of uit is of uitgeswaai is na die kant toe. Laat jy nie die PTO shaft seermaak as die trekker gaan sak nie. Tweedens, na dit, as jy nou klaar jou skitkas, breekstokkie of hardheid toets en die digtheid van die kunsmis in die app ingetik het en jou resultate gekry het, kyk dat jou waterpas op die regte grade gestel is vir die spesifieke kunsmis wat jy nou gaan strooi. Tweedens, van die app af, as jy dit nou gedoen het, is kyk dat jou wyns agterop die korrekte wyns is en dat hulle in die korrekte posisie in die gate onder op die sluise is en dat hulle in 'n goeie kondisie is, dat hulle nie dalk uitgesluit is of gate in het nie. Die laaste ding om vinnig op die strooier te check is die posisie wat jou sluise in is, dat hy dieselfde as op die app is en dat jou disks mooi vas is, dat hulle geen speling op het op daai deurentjie wat daaronder is. Kom ons kyk nou binnekant, gou op die skerm en ons doen gou die vinnige verstellings daarso. As jy skerm aansit, gaan jy sien hier is jou skerm as jy nou opstart en hy gaan vir jou wys wat alles in orde is. As jy kom, baie belangrik, ons kalibrasiefaktor. Volgens die app was ons kalibrasiefaktor wat ons daar gehad het 24.6. En ons strooiwyte het ons as 24 meter gestel. En ons kilogram per hektaar 250. Daar is alles nou gestel. 250 kg, 24 meter en ons kalibrasiewaarde. Wat baie belangrik is die groen W op jou strooier moet aanwees. Dit beteken jou vol outomatiese kalibrasie is aan en jou strooier sal outomaties jou kalibrasiefaktor aanpas soos dit nodig is.